Goeiedag mevrou. Hier is my aanbieding van antieke Afrika samelewing. Die Egiptenare waarna ons gaan kyk vandag. Die Christelike lewensvisie. In die KBV graad 5 word daar vir ons geleer dat ons antieke Egipte in 15 ure aangebied moet word. Die eerste deel wat dan handel oor die Nilrivier en hoe dit die nedersettings beïnvloed op bladsy 40. Daarna die leefwyse in antieke Egipte wat dinge insluit soos sosiale struktuur, godsdienstware, piramides, hieroglife, wiskunde, sterrekunde en medisyne wat dan ook beskikbaar is op bladsy 40 in die KABV. Wanneer ons begin gesels oor die Christelike lewensvisie, is daar problematiese subonderwerpe vir my persoonlik wat ek kon uithaal. En met die hulp van die waterstrome handboek het dit vir my makliker gemaak om dit uit te haal. So, die eerste een waarna ons kyk is die Nilrivier wat lewe na die dood is, die lewensbloed en die styging van die vloedwater. Die leerders leer ook van die gode soos Amun-Ra, mammifikasie, sosiale struktuur, hieroglife en raadgewers. Wanneer ons begin met die Nilrivier en ons vergelyk nou die twee handboeke, ons kyk na Platinum handboek bladsy 132. Die Nilrivier was die lewensbloed van die antieke Egiptenare. Lewensbloed is dan 'n nuwe woord wat die leerders moet leer en dit is iets wat vir ons lewe en krag gee. En die Nilrivier speel ook 'n belangrike rol in hulle godsdiens en wanneer ons kyk na dit is, wanneer die Nyl gestyg het die Nyl vir hulle dood beteken en wanneer die Nyl teruggetrek het dit vir hulle nuwe lewe beteken. Wanneer ons kyk na bladsy 145 in die waterstroom handboek wat Fontein wat gepubliseer is deur Fontein Uitgewery, was Egiptenare afhanklik gewees van die Nilrivier vir oorlewing. Wanneer ons kyk na die Christelike visie van dit saam, van albei handboeke saam, erken ons God se voorsienigheid en ons besef dat hy alles ten goeie gedoen het van sy kinders. As dit nie vir die Here was nie, het die antieke Egiptenare nie so lank gelewe nie, was Egipte nie moontlik gewees nie. Daar sou tot vandag toe stilstand gewees het en 'n agterstand gewees het, omdat die antieke Egiptenare baie ontdekkings gemaak het. Maar dit leer vir ons, die Nilrivier is vir hulle gegee om te kan plant, en sodat Egipte vir sy nasie kan voorsien. Die Nilrivier word vir my verskriklik verafgod, omdat wanneer ons kyk na, dit is die lewensbloed. Lewensbloed voel vir ek kon 'n ander definisie gewees het, iets wat lewe en krag gee, want iets wat lewe en krag gee, is iemand wat ons aanbid, en dit is die Here, ons God, ons drie-enige God. Hy gee vir ons lewe en hy gee vir ons krag. As gevolg van die Here, as dit nie vir die Here was nie, het ons nie gelewe nie, en dan het ons hierdie krag gehad wat ons vandag het nie. En ons moet dit vir leerders elke keer onthou, die Nyl is deur die Here vir die antieke Egiptenare gegee. En dit was op 'n mooi manier vir hulle gegee. Wanneer ons kyk na wanneer die vloedwater opstyg en dit beteken dood, hoe weet hulle dit? Dit is iets wat hulle gaan skryf het en gesê het, ek dink, okay, as die vloedwater styg, toevallig was iemand dood, so nou is dit elke keer wanneer die vloedwater styg, is dit dood. En dalk het die Here die Nyl gebruik om skoon te was. Antieke Egiptenare antieke Egipte skoon te maak. Om ontslae te raak van al die lelike mense en al die afgodery. En dan wanneer dit teruggetrek het die Here gesê, gebruik my grond en sorg vir jou samelewing. So, mens kan so baie betekenisse uithaal uit die Nilrivier met die Christelike visie, maar ons moet dit vir ons leerders oordra. Ons moet vir hulle sê, die Nilrivier moenie verafgod word nie, want dit kom van die Here af. En ons werk nie deur die Nilrivier na die Here toe nie.
Die volgende skyfie gaan oor die sosiale strukture en weer eens wanneer ons kyk na die Platinum Handboek, die bopunt van die struktuur was die magtigste en die rykste, onderkant was die armste, die farao die meeste mag gehad, raadgewer, iemand wat vir my raad gee en mense help om probleme op te los. So die farao het nie die meeste mag nie. Ons as Christene glo in die Here het die meeste mag. En die antieke Egiptenare het geglo dat die farao die meeste mag het. En wanneer ons gaan kyk, wat is 'n farao? Die farao is 'n menslike figuur wat hulle gevat het en hom verafgod het. En die raadgewer, iemand wat vir my raad gee en mense help om probleme op te los, dis ook nie vir my korrek nie, want wanneer ons as Christene bid en ons soek raad en help my om my probleme op te los, gaan ons na die Here toe, ons gaan lê by die Here se voete en sê vir my, ek vra vir hom, gee vir my raad, liewe Here, hoe hanteer ek hierdie situasie, hoe los ek hierdie probleme in my lewe op? En ja, ons gebruik sielkundiges wat dan ook vir ons raad gee en probleme op te los, maar hulle kry die kennis van die Here af om dit aan ons oor te dra. En die Waterstroom Handboek op bladsy 148 tot 149 verduidelik ek gou kort. Hierbo sê hulle dat die sosiale struktuur afgode is, die farao dan nou God in menslike vorm is, en jy kan van onder af opbeweeg in die sosiale struktuur. Dit is vir my so mooi. Ons almal in die lewe beweeg, begin onder op 'n punt en ons beweeg op. En dit is iets wat ons vir ons kinders moet verduidelik. Ons kan nie net in 'n werk instap en die beste wees nie. Ons moet onder begin. Ons as onderwysers wat by Oral Swat werk as 'n assistent. Partykeer voel ons asof oorlaai en alles, maar wanneer ons daarbo kom, dan weet ons hoe om al hierdie dinge te doen, hoe om hierdie situasies te hanteer, want die Here het vir ons die geleentheid gegee om nou al assistente te kan wees en om ons te leer. Ons leer bietjie vroeër en ons werk bietjie vroeër harder, maar dit maak ons sterker as sterk onderwysers. Godsdienst en oortuigings, wanneer ons weer eens kyk na die Platinum Handboek, die antieke Egiptenare het in die mag van die son en die Nyl geglo. Okay, ek stem saam met dit, want die Here gee vir die son die krag en vir die Nyl die krag. Ek wil nie mag gebruik nie, want die Here is die magtigste. So ek wil krag gebruik. Die son het krag en ek meen dit is ons grootste natuurlike hulpbron is die son en die Nyl ook as mens so na daar kyk, want dit is water. En die vrugbare grond om die Nyl. So mag is nie vir die regte woord nie, maar kragtig is my reg. Sonder 'n rivier kan lewe gee en vernietig. Ek stem nie saam met dit nie. Die lewe na die dood, magtigste God Amun-Ra, jou gees leef voort, liggame in lappe toegedraai, mammifikasie. Ons moet vir ons leerders leer, ons glo nie in mammifikasie nie. Want mammifikasie beteken dat die gees bly saam. En ons daar's mense wat sê dit spook. Ek glo nie in dit nie, want die dood beteken vir my, ons moet gaan lewe. Ons moet gaan rus na ons besige lewe en ons moet gaan rus om onsself voor te berei vir alles wat die Here vir ons geskape het. Wat vir ons nog wag daar in die wonderlike koninkryk waar ons saam met hom gaan lewe. Waterstroom Handboek verduidelik dit weer eens 151 tot 153. Farao's is 'n god in 'n menslike vorm. Die songod, god van wysheid, koning van gode, seun van Ra. Gode is as menslike figure gebruik. Gode moes tevrede gestel word, anders as jy gestraf. Nou wanneer ons iets verafgod, dit is teen die 10 gebooie wat die Here vir ons gegee het. En as ons hierdie 10 gebooie volg nie, dan kan ons nie die ewige lewe saam met God ingaan nie. So die menslike figure, ons mag nie enige figuur aanbid nie en dit staan duidelik in die 10 gebooie. So wanneer jy sterf en jy was 'n slegte mens op aarde, gaan jy nie na die hiernamaals toe nie en dit is vandag so die Here het ons die 10 gebooie gegee om vir ons te wys hoe ons moet lewe. As mense
sodat ons in die koninkryk van die Here kan gaan lewe. Wat vir my pragtig is van Waterstroom Handboek is die volgende wat ek gaan gee op bladsy 144. God-aanskouing, mensbeskouing en skepingsbeskouing. God-aanskouing moet ons vir ons leerders leer is wie is ek? God is in beheer en bestuur die gebeure van alle volke, gelowiges en ongelowiges. Hy staan in beheer van lewe op aarde en in hiernamaals. Die hiernamaals is dan nou die lewe as ons kyk na die Christelike visie daarvan. En dit is so, wie is God? En wat moet ek doen om hom tevrede te stel om na die hiernamaals toe te kan gaan? Mensbeskouing is wie is ek? Wie is ek as mens as ek tussen mense is? Verander ek my persoonlikheid? Verander ek ander mense om my goed of sleg? Maak nie saak nie. Maar God beheer en bestuur die gebeure in my lewe, in die tyd en plek waar ek geplaas is. Partykeer gebeur slegte dinge, dan dink ons, why did this happen to me? Maar die Here het besluit dit moet met ons gebeur om ons iets te leer. Skepingsbeskouing is dan, wat moet ek as Christen doen om na die hiernamaals toe te kan gaan? En wanneer ons kyk na praktiese voorvalle van hoe ons dit in die klas kan doen, ons kan gaan kyk na die skepping. God het orde geskep uit chaos. Egiptenare het ook oor skepping geglo, maar met baie gode. Ons kan dit dan gebruik om te wys dat die Bybel leer, daar's net een skepper, en dit is God. Daar is net een ware God, en dis die Here. Die mens is geskape na God se beeld, nie om aanbid te word nie. En dan dit bring my na vraag 2 toe van die histories te dink. Ek voel dis uiters belangrik dat ons kinders moet leer om histories te dink. Kinders moenie meer net werk memoriseer nie, dis werk wat hulle moet leer en hulle moet begrip kry vir die dinge wat gebeur het in die verlede. Hulle moet nuuskierig word want hulle moet leer van dit. Die Egiptenare het vandag 'n invloed op ons lewe. Hoe het dit? Hierogliewe, papirus, wiskunde, sterrekunde. As dit nie vir daai uitvindsels was nie, dan was ons dalk nog nou in 'n agterstand of ons moes dit uitgevind het om te kan verder leer. Verder dink ek dat historiese denke kinders moet leer om respek vir ander kulture te kry. Ons lewe in 'n diverse wêreld. Ons sit in diverse klaskamers. Leerders moet weet, nie almal is dieselfde nie. En dit gee vir my 'n bietjie empatie en oor die breër wêreldbeskouing, iets wat in 'n diverse samelewing baie waardevol is. So om histories te dink help leerders om te verstaan hoekom dinge in die verlede gebeur het en hoe dit mense se lewens beïnvloed het. Dit gaan nie net oor datums of feite nie, maar oor die vermoë om krities te kan dink, vrae te vra en inligting te kan evalueer. Wanneer ons oor antieke Egipte praat, kan leerders verstaan hoekom mense naby 'n Nylrivier gewoon het en hoe dit die godsdiens en vaardighede hulle daaglikse lewe bepaal het. Dit help hulle besef dat mense se besluite altyd deur hul omgewing en oortuigings beïnvloed word. My omgewing of my omgewing om die mense om wie ek is, kan my positief of my negatief beïnvloed. Die praktiese voorstelle wat ek dan sal gebruik om dit aan te bied vir my leerders is rolspel. Dit is my bitter belangrik, want ons leerders moet dan historiese denke hê. Hulle moet kan weet wat dit is om histories te dink en feite hê oor die geskiedenis. En 'n vinnige voorbeeld wat ons kan gebruik is waar leerders in groepe optree en verduidelik hoe hulle gelewe het en wys hoe hulle dit verstaan. So weer eens is dit nie net feite nie, maar hoe my leerders dit in my klas verstaan nadat ek dit vir hulle verduidelik in 'n Christelike lewensvisie. Baie dankie.